Alle lof en eer aan U, die soewereine God van die heelal. Here, ontvang ons dankbaarheid, ons lof vir U goedheid. U is die opperheerser van hierdie hele planeet, hierdie hele sterrestelsel, die heelal. En ons het die voorreg as nietige wesens op hierdie ou klein spikkeltjie aarde om tyd te spandeer met so 'n groot God. Dankie vir hierdie dag wat U op sy gesit het. En dankie vir die belofte dat in U nuwe wêreld ons elke Sabbat saam met U sal aanbid. Word vereer en verheerlik deur U woord en deur die aanbidding van ons harte. Want ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek nooi U om saam met my te blaai na seker een van die bekendste gedeeltes in die evangelie van Johannes. Een van die mooiste beloftes wat Jesus nog ooit gemaak het. Naamlik Johannes 14. En ek kan vir U lees vers 1 tot vers 3. En hierdie is uit die ou 33 vertaling van die woord. Johannes 14 vanaf vers 1. Die woord van die Here lees soos volg. Laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Mag die Here sy woord aan ons seën terwyl ons om dit vergader. Die woorde wat ek sopas gelees het, is eintlik nie die woorde van 'n apostel, dis nie die woorde van 'n profeet nie, dis nie die woorde van 'n prediker nie. Iemand se eie opsomming van wat aan die gang is nie. Hierdie woorde is woorde wat Jesus geuiter het slegs 'n paar uur voordat hy op Golgotha gekruisig sou word. Dis afskeidswoorde van versekering. Nou om hierdie woorde van Jesus ten volle te waardeer, moet ons kyk na konteks. En ons moet kyk na die vorige hoofstuk en sodat ons daar ten volle in die preeking kan wees van wat aan die gang is. Dit was die avondmaal. En Jesus was besig om vir oulaas kosbare tyd saam te bring met daardie binnekring, daardie klomp disippels vir wie hy baie lief was. En dan sien ons volgens die woord, aan die einde van die maaltyd het Jesus 'n skottel geneem, hy het sy boekleed uitgetrek, 'n handdoek geneem en water, en die meester, die seun van die koning van die heelal, het die diensrol van 'n knegt aangeneem en sy disippels voete gewas. En dan ook tydens sy afskeidsoomblikke kondig Jesus aan dat een van die binnekring verraad sal pleeg. Iemand sal hom verraai. En dan vertel hy van sy naderende dood. En hy vertel van sy hemelvaart, die feit dat hy hulle gaan verlaat. En dan sê hy ook vir hulle in vers 33 van Johannes 13, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Dit was ontstellende nuus vir die disippels. Hulle was hartseer, hulle was gebroke. Die ondenkbare sou eersdaags realiteit word. Hulle geliefde meester sou hulle verlaat. En dan sien 'n mens dat daar verwarring is, dat daar kommer is. En juis in hierdie konteks waar Jesus hulle intense emosie beleef, uiter Jesus dan die volgende wonderlike woorde, terwyl hulle daar saam te neergedruk sit, sê Jesus, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
Ons gaan vanmôre, liewe toehoorder, weer eens kyk na die wonderlike leerstelling oor die wederkoms en dit bevestig uit die woord van die Here. Dis opwindend, dit's lewensveranderend. God het met jou en met my 'n afspraak in die lig. Nou die belofte van sy wederkoms word eintlik eerstens geverifieer deur die engele. Hierdie is bekende skrifgedeeltes, Handelinge die 1ste hoofstuk van vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. So hier het ons 'n beaming, hier het ons ooggetuienis, hier het ons 'n bevestiging van die apostels wat die hemelvaart van Jesus sien en dit bevestig. Hulle is getuies. En dan verder volg die getuienis van die apostel Paulus en weer eens aan die gemeente in Tessalonisense. Hy wil hê dat ons nie hartseer moet wees wanneer ons geliefdes gaan rus in die dood nie. En daarom verplaas hulle hartseer na Christelike hoop. En daardie hoop word geanker in die sekerheid dat Jesus die dooies wat in hom aan die slaap geraak het, wel gaan opwek tot lewe. Daarom hierdie pragtige woorde van versekering, 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Liewe toehoorders, vanmôre, hierdie skrifgedeeltes is nie fabels of feeverhale nie. Ek het sopas vir u woorde gelees wat beskryf wanneer God sy bruid kom haal. Dis die vervulling, dit is die klimaks van die wederkomsbelofte, van die wederkomsverwagting. Dit is die totstandkoming van God se onwrikbare belofte aan ons om ons te kom haal. En dan versterk die apostel Paulus die kerklede in die Korintiër gemeente. Hulle het Jesus verwag in hulle leeftyd en toe van hulle lede doodgaan was hulle bekommerd en daarom gee Paulus vir hulle hierdie wonderlike versekering. 1 Korintiërs 15 van vers 51. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En ons sal verander. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Hierdie is herskepingsglorieryke transformasie. Hierdie wonderlike uiteensetting van die feit dat hierdie kranklike liggaam wat so blootgestel is aan die effek van sonde weer volmaak geskep gaan word. Geen pyn meer nie, geen gebreke nie, geen brille nie, geen rolstoele nie, geen ongeneeslike siektes nie, geen demensie of Alzheimer siekte nie, geen meer sigbare effekte van sonde nie. Ons liggame gaan verander word na die perfekte beeld van Jesus. En 'n geïnspireerde skryfster sê dat ons mekaar nog kan erken. So dit gaan jy wees, dit gaan ek wees, maar dit gaan die perfekte jy wees. Herskep in die wonderlike beeld van Jesus, sonder enige tekortkoming. Gelowiges vanmôre, die wederkoms is integraal deel van die Bybel. En dit wil voorkom voordat
die Here vir Johannes daar op die eiland Patmos al die wonderlike dinge en die profesieë en die eindtyd gebeure gee, dan is dit amper asof die Here hom net so bietjie wil opgewonde maak, bietjie in vervoering bring oor waaroor dit eintlik gaan. En heel in die begin van die eerste hoofstuk, daar lees ons vers 7, kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Die laaste paar woorde van Jesus, amper op die laaste bladsy van die Bybel, die laaste hoofstuk van Openbaring, sê Jesus, ja, ek kom gou. Ek kom gou. Nou, die Here homself sal kom, en as ons kyk na hierdie geleesde gedeelte in Johannes 14, dan sien ons dat dit 'n baie positiewe belofte is, omdat Jesus dit uiter. En ek wil hê dat ons graag in konteks moet kyk na hierdie wonderlike woorde vanmôre. En miskien bietjie paar dinge raak sien en ontleed, waaroor ons so vinnig deurlees, wanneer ons dit lees, omrede dit so bekend is. Dis positief as gevolg van die voorwaardelike gebeurtenis wat dit voorhou. Jesus het gesê, as ek gaan, dan sal ek kom. En wat hy besig is om te doen, is dat hy sy weerkoms baseer op die voorwaardelike gebeurtenis van sy heengaan of sy hemelvaart. Daarom sê Jesus, as ek gaan, kan julle daarop reken dat ek weer sal terugkom. En logies gesproke, waarheen het Jesus gegaan? En as 'n mens kyk na die verhaal soos dit vir ons opgeteken is, dan sien 'n mens dat daar soveel bewysstukke is wat die Here vir ons gelaat het in die woord om te bevestig dat hy werklik opgevaar het hemel toe. Mens dink nie altyd so daaraan nie. Eerstens was daar die ooggetuies wat hom dopgehou het. Hulle was besig om Jesus dop te hou terwyl hy opgevaar het, terwyl hy verdwyn in die wolke. Hulle kon nie ophou kyk nie, hulle het aanhou tuur tot dit nie meer sigbaar was nie. Hierdie is ooggetuienis. Dis mense wat kan rekenskap gee oor dit wat hulle gesien en ervaar het. Dit hoort alreeds vir ons genoeg bewys te wees. Maar dis nie al nie. Ongeveer 10 dae later is daar 'n groep van ongeveer 120 van Jesus se disippels en volgelinge in 'n bofortrek. Dit was die eerste dag van die Pinksterfees in Jerusalem. In daardie tyd, in daardie Pinksterfees, was daar mense van die 4 hoeke van die aarde wat saamgekom het om hierdie Pinksterfees te vier. Hulle was besig met gebed en lofprysing teenoor die Here. En toe het die Here sy Gees op 'n magtige manier op hulle uitgestort en hulle kragtadig gedoop en bekwaam deur die Heilige Gees om die evangelie onbeskaamd te kan verkondig. Daar was 'n magtige uitstorting van die Heilige Gees. Want Jesus het gesê, as ek weggaan, sal ek tot die Vader bid dat hy 'n ander trooster stuur. En as gevolg van daardie uitstorting, daardie manifestasie, weet ek dat Jesus dit teruggemaak het hemel toe. Die boek Handelinge getuig onmiskenbaar van die kragtige werking van die Heilige Gees wat die vroeë apostoliese kerk tot stand gebring het. En dan sê 'n geïnspireerde skryfster om vir jou en my te bemoedig, ons wat hier aan die laaste pylvlak van hierdie wêreldse geskiedenis leef, sê sy dat daardie sigbare uitstorting en werking van die Heilige Gees net voor Jesus kom nog meer dinamies en meer imponerend gaan wees as toe dit uitgestort is met die stigting van die vroeë apostoliese kerk. Vader, ek het hulle my trooster beloof en ek moet my belofte nakom. Ons weet dat die Heilige Gees oorvloediglik op hulle uitgestort is. So ons weet dat hy opgevaar het omdat die disippels hom gesien het en dopgehou het en getuies was van dit wat hulle gesien het. En ons weet dat hy die Heilige Gees gestuur het soos hy beloof het. Dit hoort alreeds vir ons genoeg bewys te wees. Maar dis nie al nie. Dis 'n bietjie later in die geskiedenis van die vroeë Christelike kerk. En dan kry ons 'n martelaar se getuienis. Luister dan na Stefanus is besig om sy lewe te gee. Hy is op die punt om sy lewe neer te lê as gevolg van sy getroue getuienis aan Jesus. Hy is besig om gestenig te word. Rotse is besig om te vlieg, om hom te verpletter, om te vergrys.
O gelowiges vanmôre, ek wil vir u sê dat wanneer die rotse van omstandighede ook om ons reën en dit voel of ons dit wil verpletter. Wanneer ons voel dat die einde dalk naby is, dan moet ons doen wat Stefanus gedoen het. Hy het opgekyk. En dan bid Stefanus eintlik 'n pragtige gebed, soortgelyk aan wat Jesus gebid het. Moenie dit aan hulle toereken nie, want hulle weet nie wat hulle besig is om te doen nie. En toe Stefanus opkyk, sê hy in Handelinge 7:56, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Nou ek weet nie van u nie, maar ek sal die getuienis van 'n sterwende man glo. Want wanneer iemand sterwend is, dan het hulle niks meer om weg te steek nie. Glad nie. Daarom sê Jesus, as ek gaan, dan sal ek terugkom. Dis positief gebaseer op die voorwaardelike gebeurtenis wat dit voorhou. Verder is dit ook positief omdat dit te doen het met dit wat God sê. Nou wanneer Jesus sê ek sal terugkom, dan is dit baie sterk. Dis nie dalk of miskien nie, dit is positief. Dis 'n verklaring wat geen twyfel laat nie. Dis onvermydelik, dis ondubbelsinnig, dis onherroepelik, want dit het te maak met die absolute onherroepelike wil van God. Wanneer God sê ek sal, dan doen God wat hy sê. En kan ons dit glo en kan ons daarop staat maak met ons hele hart. Want ek is God en daar is werklik nie iemand soos ek nie. God wat die einde alreeds in die bekend stel, dis my wilsbesluit, ek gaan dit doen. Dis die kulminering van my plan om my kinders te red. Niemand gaan my keer om my kinders te gaan haal nie. Sien, God se wil is bindend. Want dit het te maak met sy karakter, wat dieselfde bly. Sy karakter is op spel. God het ongeveer 2000 jaar terug gesê, ek sal 'n verlosser stuur na die wêreld, en na 1000 jaar het niks gebeur nie. Maar toe die tyd reg is, sê Paulus in Galasiërs 4, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, onderworpe aan die wet, sodat ons verlos kon word van ons sondes, want God het dit in sy raadsbesluit bepaal, dat Jesus op die regte tyd moes kom. Daarvolgens, wanneer God sê, ek sal, dan weet ons, het dit te maak met die onherroepelike wil van God. Die belofte van sy wederkoms, broers en susters, stel 'n groot eis aan ons geloofsvertroue. En wanneer ons dit onomwonde glo, omdat ons weet wie dit gesê het, dan bring dit versekering in ons harte. Hier is wat Jesus sê, vers 1, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Vir die Jode in hulle, sê Jesus, glo in God, het hulle in God geglo? Natuurlik het hulle. Hulle was dan immers die kinders van Abraham, en hulle het geglo in die God van Abraham, Isak en Jakob. Het God hulle gehelp? Ja, natuurlik het hy. God het hulle gehelp in hongersnood. God het hulle uit Egipte uitgelei. God was wel besig met hulle en het hulle vertrouend oorwinning gegee by die Rooi See, toe dit gelyk het of daar nie uitkoms was nie. Hulle het tot God gebind toe hulle honger was, en manna is gegee van die tafel van God om hulle te voed. Hulle het God vertrou toe hulle marseer het om die mure van Jerigo, en op die regte oomblik het daar die mure in mekaar geval. Hulle het geglo in God, ja. Jesus het dit geweet. En daarom sê hy vir die Jode en hulle, die nakomelinge, die uitverkorenes van Abraham, glo in God. En nou vir sy disippels, die van sy binnekring, ek en jy, sy disippels, wie gelees het van al die wonderlike werke wat hy gedoen het, party wat dit ervaar het, glo ook in my. Eintlik is Jesus besig om te sê, jy kan onvoorwaardelik op my vertrou. Jy kan op my vertrou. Moenie ontstel nie. Moenie ontstel wees nie. Sien gelowiges vanmôre, geloof kan partykeer 'n intellektuele ervaring wees.
Maar vertroue is 'n unieke ervaring wat uit die hart uitkom. Ek kan alleen iemand vertrou wat ek werklik baie goed ken. En wanneer ons God werklik waar ken vir wie hy is, en broers en susters, ek glo dat eersdaags gaan daar 'n geweldige aanvraag kom op ons vertroue in die Here. Hoe diep is my disippelskap gegrond in die Here? Hoe goed ken ek God werklik? Kan ek werklik met onvoorwaardelike vertroue op hom staat maak? Jesus sê, jy kan my vertrou. Want ek is dieselfde, ek het jou nog nooit teleurgestel nie. Laat jou hart vertrouend wees, nie ontsteld wees nie. Moenie toelaat dat die omstandighede rondom jou ontseën nie. Wat ek nou wil sê, gelowiges, ervaar ons in dit wat ons sien in die wêreld om ons. Ons leef in ontstellende tye. Ons leef eintlik in krisistye. Die hele ou wêreld is die mekaar, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar dwars deur die wêreld sien ons moeilikheid. Weerkundiges praat miskien van 'n ekologiese uitwissing as gevolg van toksiese storting en afvalstorting. Nou ja, dit is heel waarskynlik 'n moontlikheid. Dan is die mense wat die gevaarzones rondom die mensdom meet in die sogenaamde Doomsday Clock, besig om te sê dat ons eintlik net 89 sekondes oor het voordat die oorlosie op 2400 slaan. Met ander woorde, wanneer daar 'n apokalips plaasvind en wanneer vernietiging op die mensdom afstuur. Dan is daar natuurlik ook die mense wat kyk na globale verwarming en sê, ja, die oseane se temperature styg, dit het die effek op die klimaat, die gletsers is besig om te smelt, so ja, die klimaat word aangeraak. En dan sien ons die geweldige vooruitgang en bedreiging wat kernwapens voorhou. Party lande soos Iran en Indië en Pakistan wat heeltyd vir mekaar grom, Noord-Korea wat heeltyd hulle oë het op Suid-Korea, dan die magtige lande soos Amerika en China en Rusland. Die avant-garde missiel van hipersoniese interkontinentale ryk wat kernplofkop kan huisves. Hierdie missiele vlieg teen oor die 6000 km/h. Geweldige, kragtige wapens wat die mensdom kan uitwis. Dan sê die astroloë, die mense wat kyk na die planete en die sterre, dat ons onder bedreiging is van een of ander kosmiese uitwissing, want daar is asteroïde wat dalk met die aarde kan bots en uit hulle wentelbane kom, en so kan die aarde ook tot 'n einde kom. Ons leef in ontstellende tye, broers en susters. En ontstellende tye bring mee dat mense ontstelde harte het. En dit lei na hartmoeilikheid. En daarom lees ons en ons weet dit. Lukas sê vir ons in hoofstuk 21, mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Maar ek wil u verseker vanmôre dat geloof verdryf vrees. Ons hoef nie te vrees vir een of ander kosmiese uitwissing nie. Ons God is in beheer. In Psalm 147 vers 4 sê Dawid dat die Here die sterre geplaas het in hulle wentelbane en dat hy die sterre name gegee het. Nou net om vir iets interessant te noem. Die aarde is 'n planeet, nie 'n ster nie. Die son is 'n ster en dit word beskou as 'n middelgrootte ster. Daar kan 1.3 miljoen aardes in die volume van die son pas. En ons God is in beheer, want hy plaas die sterre in hulle wentelbane. Ja, ons hoef nie te vrees vir die moontlikheid van een of ander ekologiese uitwissing nie, of die moontlikheid van 'n atoomuitwissing nie. Ons weet dat God vir ons gesê het hoe hierdie wêreld tot 'n einde gaan kom. Met sy wederkoms word die aardse koninkryke verpletter en daardie koninkryk van Jesus word gestig. Daarom wanneer ons lees wat die woord sê, aanvaar ons dit in geloof, want geloof verdryf vrees. Aan die ander kant kan die teenoorgestelde ook plaasvind. Vrees kan geloof vernietig. Ons is mense en ons raak bang, ons kyk na die toekoms. Ons weet nie wat dit vir ons inhou nie. Ons weet nie wat ons persoonlike lewenspad of lewensgang vir ons gaan inhou nie.
En daarom wil ek u bemoedig vanmôre, liewe kind van God, geloof sien dinge wat ander mense nie kan sien nie. Ongeloof sien wanhoop, ongeloof sien vernietiging en lyding. Maar geloof daarteenoor sien 'n ander wêreld, geloof sien die opstanding vanuit die dood. In werklikheid weet geloof waarvan ander niks weet nie. Ek bedink aan 'n wonderlike ou storieetjie wat ek lank terug gelees het, van 'n pa en sy klein seentjie by die huis, en een aand het die pa gesit en koerant lees, en hy stuur sy seentjie kamer toe. En terwyl hy lees, het hy geluide gehoor uit sy kamer, en dit het hom nuuskierig gemaak, want hy het gedink sy seun het gaan slaap. Toe het hy siekies na die deur toe geloop, en hy sien dat die lig aan is in die kamer, en hy staan stil, en na so 'n paar sekondes hoor hy hoe sy seun hardop lag en sê, as jy maar net kon geweet het wat ek weet. Nou is die pa eers nuuskierig. Hy wil weet wat gaan aan in die kamer. Wat is hier aan die gebeur? Ek dog jy het gaan slaap, het die pa vir sy seun gesê. Wel pa, sê hy, ek was nie baie slaperig nie. En toe vat ek my storieboek, en ek was besig om in die middel van my boek te lees, hoe die held in die moeilikheid beland het, en dit het gelyk of die boef in die verhaal die held gaan doodmaak, en daarom was ek bang die booswig gaan wen. En pa, ek was eintlik bietjie slaperig, en toe vat ek my boek en ek blaai na die laaste hoofstuk toe, en ek sien, ja werklik, die held het weer bo uitgekom, die bose het nie gewen nie, hy het geseëvier. En toe blaai ek terug na die middel van die boek toe, en toe my held weer in die moeilikheid is, toe lag ek net, en ek sê vir hom, as jy maar net geweet het wat ek weet. Gelowiges vanmôre, ek het geblaai na die laaste paar bladsye, en 'n mens kan dit lees in die boek Openbaring. Die laaste hoofstuk, waar die wêreldse geskiedenis vir ons aangeteken word, reg hier in die woord. Ek het gelees van oorwinnende heiliges, ek het gelees van heiliges wat in wit geklee is, ek het gelees van heiliges wat staan in die teenwoordigheid van die lam, heiliges wat oorwin het, en daarom wil ek vir u sê, al lyk dit oral onheilspellend om ons, al lyk dit of die wêreld gaan vergaan, u en ek het ander insig. O, as die wêreld maar net kon weet wat u en ek weet. Die Here gaan kom. Hy gaan kom. En daarom is daar hoop in hierdie belofte, want Jesus sê, as ek gegaan het, dan gaan ek terugkom. En ek sal julle neem, sodat julle kan weet waar ek is. Wat 'n wonderlike hoop het ons, wat 'n versekering het ons. Dit strek verby my onmiddellike probleme, dit strek verby daardie dinge wat my bedreig. Ek het hoop in die wederkoms van Jesus Christus om my te neem tot waar hy is. Dit is die belofte. Nou Jesus sê, en hy rig ons blik opwaarts wanneer hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En eintlik moet dit lees, in my Vader se woongebied is daar baie plek vir wonings. Ek gaan hom vir jou plek gereed te maak. En broers en susters, dit is nou maar so. Ons sloof ons af hier op aarde om net vir ons ou plekkie af te betaal. Ons betaal 20, 25 jaar aan 'n huisverband, want ons wil net 'n ou plekkie van ons eie hê. Ek wil vir u sê, en Andre het dit genoem in die lesstudie vanmôre, die Here is besig om vir ons 'n paleis, 'n mansion voor te berei. En met gesprek in my denkbeeldige analise van wat God doen, moet dit wees dat die hemel tot 'n groot mate op hierdie stadium 'n spookdorp is. Met 'n klomp huise wat voltooi is en mense wat nie daar woon nie. Dit gaan wonderlik wees. Dit gaan wonderlik wees. Ja, om ons paleis te erf. Ja, dit sal wonderlik wees. Maar nog meer wonderlik om op te kyk in die liefdevolle gesig van Jesus. Die een wat sy lewe vir my gegee het, dat ek saam met hom kan wees, dat ek sy omhelsing kan voel, dat ek sy aanprysing kan ervaar, dat ek die woorde kan hoor, mooi so, getroue kind, welkom in Pa se huis. Wat 'n wonderlike toekomsverwagting, waar Jesus is. Dit is die feit van die hemel.
julle kan ook weet waar ek is. Dit is die hoop op erfenis van die hemel. Nou die apostel Paulus sê dat ons mekaar moet bemoedig met hierdie woorde. En as 'n mens lees in 1 Korintiërs 16:22, is daar 'n woordjie aan die einde van die vers, in beide die 53 vertaling en die 83 vertaling, wat ons nie eintlik kry in die 83 vertaling as sulks nie. Ekskuus tog, die nuwer vertalings nie, die 2000 nie. En die ou vertaling, die 33 ene, noem die woord, dit noem die woord Maranatha. Die 83 vertaling het 'n voetnota wat verwys na die oorspronklike teks in Aramees. Nou wat het die woord Maranatha beteken? Die woord beteken, wees blymoedig broeder, die Here kom. En in daardie tyd het mense mekaar gegroet met die heilgroet. As hulle mekaar gesien het, het hulle uitgeroep, Maranatha. Wees blymoedig my liewe broer en suster, die Here gaan kom. En wanneer hulle gestaan het by die sterfbed van iemand wat gesterf het, het hulle nie getreur soos mense wat nie hoop het nie. Hulle het gesê, Maranatha, Jesus gaan kom, wees blymoedig, broer en suster. Ek wil vir u sê, en u kan dit saam met my beamoen, ons is besig om te leef werklik in die laaste hoofstuk van hierdie wêreldse geskiedenis. Die tekens neem in intensiteit toe. Dis amper of ons ophou kyk het en begin luister het vir die basyn van God. Nou ons het vroeër saam gelees in 1 Tessalonisense 4 en in daardie paar verse vanaf vers 15 dat ons half 'n beskrywing kry, 'n kronologiese beskrywing kry van die gebeurtenis tydens Jesus se wederkoms. Ons weet nie wanneer nie, maar ons weet hoe. Paulus gee vir ons 'n baie duidelike aanduiding. Miskien gaan dit soos volg wees. Eerstens is daar die bevel, die geroep van Christus. Miskien iets soos, dis tyd, hemelwesens, dis tyd, maak gereed. Dis tyd om die kinders te gaan haal. En dan die volgende ding wat gebeur volgens die woord, is die stem van die aartsengel. En daardie aartsengel is niemand anders as Jesus Christus homself nie. Daardie voorloper wat aangekondig het, aanskou die koning van konings en die Here van here, maak gereed vir sy teenwoordigheid. En die mag en die krag en die heerlikheid van hierdie aankondiging sal so oorweldigend wees, dat die hele aarde sal notisie neem van hierdie gebeurtenis. En dan maak Paulus melding van die trompetgeskal. Interessant as 'n mens in die Ou Testament lees, dan word die trompet gebruik met een basuin om mense bymekaar te roep. Die tweede basuin het mense in formasie gebring en die derde basuin op die trompet was 'n aanduiding dat hulle kon begin marseer. Nou gelowiges, ek weet nie hoe dit gaan wees nie. En vir die wat van u wat musiek ken en weet hoe kragtig die klank van koperblasers is, dit gee my eintlik koue rillings. Ek het nou die dag geluister na 'n opvoering waar daar 30 koperblasers in 'n orkes is. Dit is majestueus, dit is ongelooflik kragtig. Ek weet nie hoeveel daar gaan wees nie, maar die trompetgeskaal sal aanroep, dit sal lank genoeg wees, hard genoeg wees, sodat al die dooies wie in Jesus aan die slaap geraak het, die wie honderde, duisende jare in die graf lê en slaap, die kragtige woorde van Jesus sal hoor, staan op, word wakker, word wakker. En ek glo, broers en susters, dat hierdie herskeppingsdaad heel waarskynlik een van die grootste aktiwiteite en magtigste skepingsdade van God sal wees. Ek glo die hele heelal sal dit aanskou. En dan na die trompetgeskaal is die volgende wat gebeur. Hulle wie nog lewe saam met die dooies wat sopas opgewek is, word in die wolke weggevoer en so ontmoet ons die Here in die lig. Wat nou gebeur is baie interessant, want ons het dit al in die geskiedenis gesien. Henog is opgevoer na die hemel. Elia is weggevoer deur 'n vuurwa wat van die hemel afgekom het en hom toegeneem het terug na die teenwoordigheid van God. En hierdie is tipes van wat gaan gebeur met gelowiges wie in die laaste gebeurtenisse van hierdie wêreld se geskiedenis nie die eerste dood sal sterwe nie.
En wie weet, broers en susters, dalk is daardie geslag ek en jy. En dan in Matteus 27 van vers 51 af sien ons dat Matteus maak melding vir die feit dat toe Jesus gesterf het aan die kruis, het die voorhangsel geskeur en grafte het oopgegaan. Die woord maak het baie duidelik in vers 53 dat hierdie mense eintlik net eers opgestaan het uit die graf en verskyn het aan die mense in Jerusalem eers toe Jesus opgestaan het uit die graf. En dan sê 'n geïnspireerde skryfster in haar boek Koning van die Eeue dat daardie mense wie opgewek is tydens Jesus se kruisiging het toe Jesus hemel toe gevaar het ook saam hemel toe gevaar. En hierdeur gee Jesus 'n baie kragtige getuienis aan Satan en aan die res. Die dood het geen mag oor die mensdom nie. Jesus het die angel uit die dood geruk. Hy hou die sleutels van die dood in sy hand. Selfs die dode eerbiedig sy bevel. Ons gaan weggevoer word, my broer en suster. Dit gaan wonderlik wees. En ek weet dat ons almal graag daardie geslag sal wees. Maar as ons die weg van die slaapdood moet gaan, dan hoef ons niks te vrees nie, want niks sal daardie groep ontsê word nie. Hulle word wakker gemaak met die trompetgeskaal van die Here, en hulle saam met die lewendes sal die komende koning in al sy heerlike glorie sien. Om hierdie glansryke gebeurtenis verder te beskryf, skryf 'n geïnspireerde skryfster dit so, en ek gaan 'n paar aanhalingkies uit van haar boeke gaan ek net voorhou. In Heavenly Places, bladsy 357. His coming surpasses in glory all that the eye has ever seen. Far exceeding anything the imagination has conceived, will be his personal revelation in the clouds of heaven. En dan sê sy, and lift him up, bladsy 373. Angels will accompany him, 10,000 times 10,000 will escort him on his way. En dan in Sons and Daughters of God, bladsy 360. All heaven will be emptied of the angels. En ons lees daarvan eintlik in die boek Openbaring, die eerste hoofstuk vers 8. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En broers en susters, kan dit wees dat hierdie groot finale, kan dit wees dat in die hemel daardie tyd die Vader dalk die volgende woorde sê, kom hemelse wesens, kom Jesus, dit het tyd geword, dit is die oomblik waarvoor ons so lank gewag het, ons gaan ons kinders haal. Watter onbeskryflike majesteit, watter glans, watter praal. Die Here wat geen moeite spaar in die glorieryke gebeurtenis van sy wederkoms om sy kinders te haal nie. En daarom dan net in opsomming die gebeure van wanneer Jesus kom, soos Paulus dit vir ons uitlig. Eerstens is daar die bevel van Christus, tweedens die stem van die aardengel, dan die trompetgespel, dan die opstanding van die dooies, dan die lewendes wat saam met die dooies weggevoer word die lig in, en dan beide groepe wat die Here in die lig ontmoet. En so sal ons vir ewig met die Here wees. Ek sluit af vanmôre. Dis 'n pragtige verhaaltjie van 'n jong meisie, 'n diensmeisie, wat as inblydiende gewerk het vir 'n baie welgestelde familie. En daardie familie was daar 'n seun wat omtrent haar ouderdom was. En natuurlik weet mens wat gebeur wanneer twee jong mense van die teenoorgestelde geslag mekaar ontdek. Kort voor lank was hulle smoor verlief op mekaar. En toe die ryk ma uitvind dat haar ryk seun verlief geraak het op 'n brandarm diensmeisie, was sy geweldig ontsteld. Sy steek toe die diensmeisie in die pad en sy stuur haar seun op 'n toer Europa toe, sodat hy kon vergeet van hierdie eenvoudige ou diensmeisie. Maar voordat hy vertrek het hierdie jong man by die diensmeisie uitgekom. En hy het sy liefde aan haar verklaar. En hy het vir haar gesê, maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan terugkom om jou te kom haal. Seun is toe weg Europa toe. En die meisie is toe terug na die arm nederige gedeelte van haar tuisdorp. Sy het almal vertel.
Hierdie spesiale vriend, hierdie kerel van my, het beloof dat hy my gaan kom haal. Maar eintlik het hulle haar jammer gekry. Hulle het so stilletjies gelag en vir haar gesê, sussie, nee, vergeet maar van hom. Hy's 'n rykmanskind. Nee, jy's gekil deur 'n rykmanskind. Hierdie jongman sal baie ander dames ontmoet. Vergeet maar van hom. Eendag, tot almal se groot verbasing, stop daar 'n groot limousine in daardie arm ou straatjie en dit stop daar voor haar verwaarloosde nederige ou huisie. Sy het uitgehardloop die straat en hom ontmoet en in die limousine gespring en in daardie tyd was daar 'n hele klomp mense wat kom kyk het na hierdie betalje. En toe hulle wegry, het sy haar kop uit die venster uitgesteek, haar wange nat met trane van blydskap en sy het uitgeroep, ek het vir julle gesê, hy gaan terugkom om my te kom haal. My broer en suster, hierdie woord sê, dat Jesus gaan terugkom om ons te kom haal. Jy kan dit glo met jou hele hart. Maranatha. Jesus kom weer. En weer eens in die laaste paar woorde van die boek Openbaring, beaam Jesus dit self wanneer hy sê in Openbaring 20 vers 22, ja, ek kom gou. Daarom dan die diep hartsverlange van ons harte op die stelling van Jesus. Ja, Here Jesus, asseblief, kom gou. Amen.